Goeiemôre. Hoop julle het 'n geseënde Paasweek sover. Dit is 'n spesiale tyd. Dit is 'n tyd om te dink en na te dink en regtig gaan mediteer op alles wat gebeur het in hierdie week. Want alles is so belangrik. Dis die laaste week op aarde voor Jesus se kruisiging en sy opstanding. En ek lees weer daar waar Jesus in die tuin is saam met sy disippels, saam met die 3 disippels, waar Petrus en James en John, en hy sê vir hulle, be alert, pray. En hy gaan toe weg en hy's baie hartseer vir wat besig is om te gebeur en wat gaan gebeur, en hy's besig om te bid vir God, en hy vra vir God, Jesus vra vir God om hierdie let your will be done. Let this pass me, but let your will be done. En hy kom weer terug en hy kry dat hulle geslaap het en hy het vir hulle gesê, hulle moet alert wees, hulle moet bid, en hy kom weer terug en hulle het weer geslaap. En hy sê vir hulle, the spirit is willing, but the flesh is weak. En dit laat dink my toe aan een van my favorite vergelykings. So elke dag is daar 2 wolwe. Watter een gaan wen? Natuurlik gaan jy sê, my gees. Natuurlik, maar the one you feed the most. So daar's 2, hulle is konstant aan die beklei. Wat se een gaan elke dag wen? Die een wat jy voed. En dis so 'n praktiese manier om daarin te kyk. Nie die een wat jy die week voed, ek praat van 'n daaglikse toepassing in ons lewens. Want dit is belangrik, soos Jesus sê, be alert. Ons lewe in 'n tyd wat alles aangaan, oorlog, alles rondom jou, maak nie saak wat rondom jou aangaan nie. Ons is nie gestres daardeur nie, want ons is kinders van Jesus, ons lewe met 'n ander realiteit, maar be alert, keep watch, pray. Dit is nie 'n tyd om speletjies te speel nie. Dit is nie 'n tyd om net soos 'n kind te wees en net te lewe vir jouself nie. Daar is 'n doel wat jy op aarde is. God het jou geskep vir 'n doel, en daai doel is vir sy koninkryk en om te doen vir dinge wat die kerk, the body of Christ gaan benefit, sy koninkryk gaan benefit, nie vir jouself nie. Paulus sê dit so mooi in Romeine. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child, and when I became a man, I put the ways of the childhood behind me. Met ander woorde, wanneer ons wedergebore Christene is, en jy is nog 'n kind in die gees, dan doen jy sekere dinge nog. Maar daar's 'n punt wat jy kom en keuses maak. Wat gaan jy voed vandag? Gaan ek myself voed? Gaan ek doen wat vir ander se koninkryk is? Of wat gaan ek doen om te groei in die gees? En vir God se koninkryk, nie net vir myself nie. Want Paulus sê ook in Galasiërs, dat die gees en die vlees is altyd in teenstryd met mekaar. The flesh, die vlees wil nie hierdie dinge doen nie, maar die gees wil. Maar wat se een gaan wen? Die een wat jy voed, die een wat jy sterker maak. So hoe raak jou gees sterker? Om hom te voed, om tyd in separation te spandeer saam met Jesus, in gebed te spandeer, alert te wees in die gees, om Bybel te lees, woord van Jesus in te kry. Hierdie is alles maniere hoe ons gees kan voed. En dit is wat Jesus wil hê. Hy wil hê ons moet groei in die gees. Want soos Paulus was so vol passie, en hy sê, Here, ek sal U nooit verraai nie. Ek sal liewer doodgaan. En Jesus sê, jy gaan my 3 keer verraai. En Petrus sê, ek sal liewer doodgaan saam met U voor ek U verraai. Want sy hart was vir Jesus. Maar hy was ook maar nog 'n baba in die gees gewees. En soos wat hy gegroei het hy gedood toe vir Jesus op die ou einde van die dag. En hy het hom nie verraai nie. Maar wat was die verskil? Hy was dedicated to God, en hy was deur die proses, en hy het gegroei in sy gees. En my een gebed vir myself is, Lord, keep me here. Hou my in hierdie seisoen, hou my in die bandjie, hou my hier till Egypt is out of me. Hou my hier in hierdie seisoen, tot my hart getoets is, dat U weet U kan my vertrou. Want wat help het ons groei as Christene, ons groei in die gees, maar ons harte is nie vir Jesus nie. Op die ou einde van die dag is Jesus eerste, en ek wil nie hê, ek wil nêrens heen gaan, ek wil niks doen, as my hart nie reg is nie. Want baie keer voel ons soos Petrus en sê, Here, ek sal U nooit verraai nie. Ek sal nooit hierdie dinge bo Jesus kies nie. Be faithful in the little and God will reward you. Because you're faithful in the little, you will be faithful in the much. So ons vra baie keer vir die Here vir hierdie deurbraak en vir hierdie dinge, maar as ons nie nou die goed toepas nie, hoe kan hy ons dan vertrou? So daar's dinge wat God doen in ons lewens voordat hy ons deurvat na die volgende seisoen toe, deur die wildernis vat. Want
Jy kan alles verloor, ek sal alles verloor, but I can't lose the Holy Spirit, I can't lose God. Ek kan nie my hart moet pure bly op die ou einde van die dag. So, my woord is vandag, keep watch, pray, moenie die dinge doen van die kinders nie, moenie die dinge doen asof jy nou net 'n gewerebore Christen is nie. Ons stap op die pad en ons wil groei. Ons stap op die pad en ons doen dit, ons lewe nie vir onsself nie, maar wat gaan die kerk, the body of Christ, the kingdom of God benefit? Hoekom het Jesus ons geskape? Hoe kan ons lewe in liefde? Hoe kan ons Jesus se voetspore volg? Hierdie hele week se betekenis, hoe hy vir Judas se voete gewas het en hy het geweet dis Judas. Wat hy alles gedoen het, sy voorbeeld wat hy vir ons gestel het, wat ons kan lewe op aarde. Sodat ons kan sê, Jesus, not my will be done, but your will be done. So, ons wil nie 'n perspektief hê van kinders nie, ons wil 'n perspektief hê van 'n man, van 'n volgroeide Christen, as ek dit nou so kan sê. Ons goal is to be transformed. Ons wil groei en ons wil verander, sodat ons Jesus kan wees vir die wêreld. Elke oggend, daar's 2 wolwe. Watter een gaan wen vandag? As ek nie tyd in die woord spandeer nie, as ek nie vir God eerste plaas nie, dan gaan my vlees sterker wees as die gees. Dan gaan ek die dinge doen. Paulus sê, hy doen hierdie dinge wat hy nie wil doen nie. En ons praat nie van groot sondes nie, ons praat van ek wil nie nou kwaai wees met my man of iemand nie, maar dan kry ek my in daai situasie en dan reageer ek kwaad. Ek wil serve en ek wil vir Judas se voete gaan was, maar dan kom ek voor Judas en hy begin met sy attitude en dan is ons teen mekaar, of wat ook al die geval mag wees. In my gees wil ek nie hierdie dinge doen nie, maar dan kom ek in die situasie, dan doen ek dit. So wat doen ek? Ek maak seker, ek spandeer tyd in God. Ek maak seker, ek groei in die gees, sodat I am ready and awake for the battle. Want die duiwel speel nie rond nie. So ook, as jy dink jy's net 'n splyvol kid en jy kan maak soos jy wil, dan gaan jy soos 'n kind wees. Jy gaan dan nie slaap raak. You're not going to be ready, you're not going to be awake. It's time to be ready, it's time to be awake, alert. Want dit is hoe jy gaan wen in jou geveg. Dit is hoe jou gees gaan wen in die daaglikse taakies. Dis hoe liefde gaan wen in jou lewe, in jou gesin, in jou verhouding met jou man, jou kinders, al hierdie dinge. Jy kan net Jesus wees vir die wêreld as jy vol is van Jesus elke dag, as jy vloei uit hom uit. So kom ons volg Jesus se voorbeeld. So almagtige, almagtige, almagtige Vader, Here liewe Jesus, dankie vir u opoffering. Dat u al ons sondes op u gedra het. Alles, elke liewe sonde gevat en aan die kruis gesterf. En nie net is ons sonde vergewe nie, but we are reconciled with the living God. Ons is nou versoen met Jesus. Ons het nou 'n verhouding met Jesus. Ons is nou, hy lewe nou in my. Johannes 6 vers 56 dink ek sê. Hy sê dat ek is in jou en jy is in my. Hoe beautiful en wonderlik is dit nie? Ons lewe in Jesus en Jesus lewe in ons. So ons lewe met 'n ander perspektief. Ons lewe met 'n ander mandaat. We are commissioned, net soos daai disciples commissioned is. So dankie liewe Jesus wat u vir ons gedoen het. Nie net ons sondes nie, but the resurrection in Christ. Jesus het opgestaan uit die dood uit ook. Hy het nie net gesterf, hy het opgestaan, so ons lewe nou in daai autoriteit, in daai oorwinning. So ons is opgebou in die gees en so kan ons dan veg in die gees en so kan ons dan wen in die gees. Maar dit is 'n keuse wat ons elke dag moet maak. Ons moet kies. Wat se wolf gaan ek voed? Amen. Julle moet 'n geseënde Paastyd hê, 'n tyd vir Jesus. Dit gaan nie oor eiers nie, dit gaan nie oor paaseiers nie, dit gaan oor Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Wat nie net gesterf het nie, maar vir ons die pragtige Last Supper gewys het en gewys het wat ons moet doen. Communion, nagmaal, aan die kruis gesterf en weer opgestaan uit die dood. So al hierdie dingetjies wat Jesus gedoen het is belangrik. Okay, julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.